Ou vriende, ons gaan saam lees vanmôre uit 1 Tessalonisense 1 vanaf vers 1 en dis vir my 'n baie besonderse voorreg om saam met u hierdie Pinkster 2025 te wees en die woord van die Here te verkondig. En net om vir u vinnig so 'n bietjie agtergrond te gee, het daar op die Wesrand groot geword. My pa en ma saam met 3 ander gesinne het Randfontein gemeente begin jare terug toe ek in die laerskool was. En ek onthou hoe hulle gesukkel het uit die grond uit, niks gehad het nie. En die meeste van ons mense wat met daar gebly het was maar myners gewees en hulle het hard gewerk en my paale en die ander gesinne, dit was die Bams, die Leroux en die Bormans en hulle het daai gemeente begin. En ons was maar betrokke gewees al die jare in die EG Kerk daar en tot die Here my geroep het in 1979 en in 1982 het ek voltyds vir die Here gaan werk. Ons is so 20 jaar interkerklike evangelisasiewerk gedoen en die laaste 23 jaar het ons met 'n gemeente begin in Bloemfontein, Ebenezer gemeente, wat beteken tot hiertoe het die Here ons gehelp. So, ons ken die leer van die kerk en dit wat ek in die dag vir u verkondig en dan nie gaan oordra, is dit wat ek geleer het en gesoek het en ek sal daarna verwys, want ek was standaard 8 toe ek tot bekering gekom, toe Mies Loos het kom preek in Randfontein, toe Mies Viljoen was daar gewees, hulle het kansels geruil en daai aand het ek tot bekering gekom in 1976 en jeugleier gewees daarso, my pa was al die jare betrokke en toe het ons voltyds vir die Here gaan werk soos ek genoem het. Kom ons lees saam uit 1 Tessalonisense 1. Dit is so ek wil u gerusstel, u weet, baie keer is dit 'n mens daar met verskriklike klomp vooroordeel. Wonder wat gaan hierdie man nou hier verkondig? En ons kry baie keer ons ook baie sprekers by ons en dit is 'n groot ding om sprekers te kies. Daar's baie min sprekers wat jy vandag in Suid-Afrika kan gebruik wat miskien glo wat ons geglo het al die jare. So dis nie so maklik nie en maar ek kan u gerusstel vanmôre. Wees op die gemak. En ek wil u 3 goed vra. 1, dat u wat vanmôre nou hier is. Dis nou Sondagoggend. Ons het nou in Suid-Afrika 'n verskriklike slegte gewoonte vergeval. En dit is dat ons wat in die Sondagoggende kom, daar's 'n groot deel van ons kom nie Sondagoggende nie. En ons voel as ons daai een diens bygewoon het, is alles nou uitreg. Maar ek wil u iets vra. Wil u nie moeite doen om vanaand te kom en dan net 3 aande. Weet jy, is net 3 aande na vanaand. Want eintlik moet u vanaand hier wees. Maar dit is so kort, dis Maandag, Dinsdag en Woensdag. En ek beklei nie met u nie. Ek gaan u by u pleit vanmôre. Ek gaan u mooi vra. Wil u nie asseblief vanaand kom nie? Want ek gaan nou die hele boek Tessalonisense met u behandel. En ek gaan voorbegin en ek gaan nou reg deurgaan. En ons gaan nou vanmôre net die fondament lê. Die tweede ding wat u moet doen is, u moet iemand saamnooi. Nooi net iemand saam. As jy uitgaan by die kerk, dan dink jy, vat jou foon en dink jy, wonder wie kan ek almal kontak? Daai ou werk saam met my, daai ou doen ek mee besigheid, daai is 'n vriend van my, daai is 'n kollega, daar's 'n familielid, ek gaan hom nooi. En die derde ding is, jy moet saam met ons bid. Jy moet regtig saam met ons bid. Môre, deur die dag, jou teetyd en jou etenstyd, ek op die vliegtuigkoöperasie het ek my ambag gedoen, Atlas jare terug, en ek het altyd teetye gaan bid en etenstye. En ek sê vanmôre vir jy het nie plek daar in die fabriek om enige plek te gaan bid nie. Ek gaan in die badkamer gaan sit op 'n toilet, en daar gaan sit ek en bid ek my teetyd en my etenstyd. Ek het dit baie gedoen. Ek het baie keer gevas en gebid, en dan gaan ek soontoe. Die Here kan nie werk as ons nie bid nie. En as jy nou saam met my lees, gaan ons dit nou die tema maak vir môre en vir hierdie week.
hoe gaan die woord van die Here verkondig word? Kom ons vra hom. Want as jy nou lees in vers 7, 6 van 1 Tessalonisense 1 staan hierdie woorde. Vers 5, ekskuus. Maar ook in die krag van die Heilige Gees, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie. Nou vandag met die verskriklike klem of verskriklike Bybel-eksegese in hermeneutiek, is ek bevrees, kom die woord van die Here by mense net met woord, en nie die tweede deel nie, in die krag van die Heilige Gees. Weet jy, ons kan hier by mekaar kom, ek kan vir jy mooi uitgewerkte preke gee. Maar as die Gees van God nie hier is alles te vergeet. Ek mors my tyd en jy mors jy tyd. Jy kan net sowel by die huis gebly. En dis ons probleem vandag. Ons het mooi uitgewerkte preke, maar daar is min van die Here se krag teenwoordig. En hierdie krag is presies die dynamis. En daarom moet ons bid. En as ons nou saam bid voor 'n diens, is dit nie, weet jy wat, Nardes, hulle verwag jy moet bid voor 'n diens. Nee, as ons nou bid, dan gaan ons vir die Here vanmôre sê, Here, ek kan nie die woord verkondig as U my nie help nie. Maar U kan nie die woord van die Here aanhoor as die Here U nie help nie. Want anders is dit maar net weer die woord en die letter. Kom ons bid. Here, ons is so afhanklik van U vanmôre. Ek wat hier staan, nietige mens. Ek kom na U toe in eenvoud, in diepe afhanklikheid om vir U te sê, help my Here. Heilige Gees van God, rus my toe, salf my vir hierdie oomblik. En vir ons wat sit en luister, bid ek vanmôre, salf ons ore, Here. Dat dit nie net woord sal wees nie, net woorde wat geuiter is nie, maar dat dit sal kom ook. Ons weet nie hoe dit werk nie, maar ons weet in die krag van die Heilige Gees, dis daar waar U oortuig, daar waar U diep in ons gees met ons werk. En ek bid U dat U dit vir ons sal doen. Dankie vir elkeen wat hier was. Seën hulle, Here. Seën hulle gesinne. Bereik U doel in elkeen se lewe. In Jesus Christus se naam vra ons dit. Amen. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. En onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader. Omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in die krag van die Heilige Gees en volle versekerheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia, want van julle uit het die woord van die Here weer klink nie alleen in Macedonië en in Achaia nie, maar ook op die hele plek, op elke plek het julle geloof in God uit te gaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Want julle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle heel van julle afgode bekeer het tot God om die lewende en die waaragtige God te dien. Net tot sover die woord van die Here. Nou hierdie stad Thessalonika is 'n paar honderd jaar voor Christus tot stand gekom. Cassander was getroud met die suster van Alexander die Grote en Thessalonika is na haar vernoem. Maar op 'n stadium het Paulus gekom, nadat hy tot bekering gekom het, die pad na Damaskus, en hy het 'n Macedoniese roepstem na sy eerste sendingreis gehoor, en met sy tweede sendingreis het hy hierdie Macedoniese roepstem gehoor. En toe hy hierdie Macedoniese roepstem hoor, toe hoor hy hierdie woorde, kom oor en help ons. En vir die eerste keer in die geskiedenis sit Paulus voet aan wal in Europa, en hy kom in Filippi aan,
en hy gaan af tot in Thessalonika en hy begin die woord van die Here verkondig. Nou terwille van tyd moet u in Handelinge 17 gaan lees, want die sendbriewe word afgespeel in Handelinge 17. Hoe het dit gebeur dat hierdie gemeente tot stand gekom het? Ons lees daar dat hy vir 3 sabbate lank in die sinagoge vir die Jode die woord van die Here gaan verduidelik het. En dan lees ons verder dat daar 'n aansienlike aantal Grieke, want hierdie was Griekeland eintlik wat onder beheer was van die Romeinse ryk, en ons vind dan hierso dat 'n groot aantal Grieke en aansienlike vroue het kragtadig tot bekering gekom. En hulle lewens het verander. Maar van die Jode van die sinagoge wat ongelukkig was hiermee, het volksoploop bewerkstellig. Die Bybel sê slegte mense het hulle bymekaar gemaak. Die oorspronklik beteken eintlik bose mense bymekaar gemaak. En soos ons nou toi ken en mense bymekaar kom, het hulle in opstand gekom en hulle die strate ingegaan en hulle het Paulus en Silas en Timoteus vervolg. En hulle het Paulus laat wegkom uit die stad uit, en hy is toe na Berea toe, van daar is hy na Athene toe, van Athene is hy na Korinthe toe. En dan het Timoteus hulle in Berea agtergebly en weer inligting gekry van hierdie gemeente wat tot stand gekom het in Thessalonika, en hy gee dan om en by 6 maande later terugvoer vir Paulus as hy weer by hom aansluit, en hy sê vir hom, wat het nou eintlik gebeur in daai maand, want ten minste 3 sabbate, ten minste 3 weke, was Paulus hulle daar gewees. En hy gee nou terugvoer, wat het nou eintlik gebeur met hulle daar in Thessalonika. En dit sal interessant wees, want ons wat baie interkerklike werk gedoen het en in dorpe gekom het en dienste gehou het, dis interessant om na 6 maande of 'n jaar uit te vind, hoorie, hoe gaan dit met die mense wat tot bekering gekom het, want jy het nie 'n gemeente gestig nie, die mense is op hulle eie, ek wonder hoe gaan dit, maar hier het hierdie groep bymekaar gekom en hulle het 'n gemeente geword, en dit is nou interessant om te hoor, wat het gebeur met hulle. En wat met hulle gebeur het, gaan ek nou eintlik in hierdie dae met u behandel op hierdie kaart, maar ek gaan nie vanmôre daarby stil staan nie, en iets so 'n kaartjie gekry wat daar vir u uitgedeel is, en hierdie kaartjie gaan ek nou hierdie hele week met u behandel. En ek wil hê, omdat dit 'n reeks is, u moet hom by u hou, en ek wil hê u moet soos die tyd aangaan, moet u weer daarna kyk, en dan moet jy jou in die lig daarvan moet jy jouself speel. So, nou lees ons in hoofstuk 1, wat het gebeur. Nou kom Timoteus terug na Paulus toe. Hy sê vir Paulus, en Paulus skryf nou vir hulle 'n brief, en hierdie brief is een van die eerste briewe saam met Markus, dis of Markus eerste, of Tessalonisense eerste, of Tessalonisense eerste, en Markus eerste, die eerste briewe wat geskryf is in die Nuwe Testament. So, hier's nog nie dwaling nie, hier's nog nie vreeslike probleme nie, en hier vind ons 'n wonderlike bloudruk, en daarom gebruik ons hierdie boek om die wonder van die evangelie, wat nie net in woord alleen kom nie, maar ook in die krag van die Heilige Gees, om dit vir ons as 'n fundament en 'n basis te gebruik. So kom ons kyk nou, wat het met hulle gebeur hier in Thessalonika? En die heel eerste waarna ons gaan kyk is, ons gaan kyk na die verkondiging. So wanneer ons hier lees, ons gaan kyk na 3 V's, die verkondiging, en dan gaan ons kyk na die verandering van hierdie gemeente, en dan gaan ons in die 3de plek kyk na hulle as voorbeelde. So kom ons kyk in die eerste plek, jy hou die Bybels oop daar, en dan gebruik ons daardie gedeeltes wat hy sê. Hy sê hierdie woorde, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word. Nou hierdie is baie belangrik, want baie mense vandag, oral waar hulle die woord verkiesing lees, dink baie mense se uitverkiesing, sommige vir die hemel en sommige vir die hel. Hierdie is glad nie te doen met enige uitverkiesing van hemel of hel nie. Hierdie is die verkiesing in die heel eerste plek, omdat daar Jode was, en omdat daar die grootste aantal mense in hierdie plek Grieke was, is dit maar die algemene probleem in die hele Nuwe Testament, die agtergrond, naamlik dat die heidene ook die evangelie kan hoor, en dat God hulle ook verkies het om die evangelie te hoor, nie net die Jode nie,
en dat hierdie gemeente 'n spesifieke doel en 'n plek het in God se program in hierdie provinsie van Macedonië. Nou, Macedonië, as jy lees hier in die Bybel, is soos 'n provinsie Vrystaat, en in die Vrystaat is 'n stad met die naam van Thessalonika, Bloemfontein. So wanneer jy lees van Macedonië, is dit 'n provinsie. Hy noem dit baie keer in die ou vertaling kolonie, is 'n provinsie en 'n stad van die Romeine binne in hulle provinsie Macedonië, en hier kry jy Thessalonika. En hulle het 'n spesifieke verkiesing wat God bedoel en beplan het vir hulle hier in hierdie provinsie van Macedonië. En jy gaan sien hoe speel dit uit hierso. So hierdie is 'n wonderlike werk, en dis hoekom hulle hierdie Macedoniese roepstem gehoor het. Kom oor en help ons. Kom oor en help ons. En hier kry hulle die evangelie op 'n wonderlike manier. Die heel eerste hoe hulle die woord van die Here ontvang het, is deur die krag van die Heilige Gees. Soos ek gesê het, dis die dinamus. Daardie dinamitiese krag is dieselfde woord in Handelinge 1 vers 8. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees, Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Daar's die krag van die Heilige Gees wat in hulle harte gewerk het. En is dit nie wat ons nodig het in ons dag nie? Weer die kragtige werking van die Heilige Gees in ons midde, waar ons onder 'n diepe sonde oortuiging kom en waar ons 'n nood en 'n kreet en 'n roepe het tot God om ons te vergewe en ons te verlos en ons vry te maak. Krag van die Heilige Gees. En dit is wat nodig is. En dis hoe hulle die woord van die Here gehoor het. Is dit nie so nie, dat Paulus ons gesê het in 2 Korintiërs 3 vers 6, die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Die letter maak dood, ons hoor waarhede, ons kom kerk toe, ons gaan huis toe, ons kom kerk toe, ons gaan huis toe. Maar ons verander nie. En ons bly dieselfde, en ons is vasgevang in dieselfde sondes, in dieselfde sondige gewoontes, en ons lewens verander nie. Ek het nou so 9 boodskappe oor ons plaaslike radiostasie, Radio Rosestad, hierdie week gebring. En toe lees ek bietjie baie oor die begin van Pinkster. En die dominees van der Lingen, Parel, Woester, Wellington, hulle die Here gesoek het. En die oomblik toe die Here begin werk, was die heel eerste teken, hulle noem dit nie net, hulle het geroep tot die Here nie. Hulle sê daar was 'n gekerm, 'n noodkreet in die harte van mense. Here, ons is nie op die plek waar God ons wil hê nie. Here, help ons. Dis wat ons nodig het. En my vriende, liewe broer en suster, ek kan dit nie vir u bewerk nie. Ons kan dit ook nie opwerk nie. Ons moet dit afbid. En ons moet bid dat God ons ontmoet. Die evangelie het nie net hulle gedagtes aangegryp nie. Luister mooi, dit is nie 'n oorredende mag van woorde nie. Dit is nie filosofiese terme nie. Dis nie mooi Bybelse uitleg nie. Dit is belangrik, ja, dit moet daar wees, maar dit is die krag en die betoning van die Heilige Gees. Waar ons weer op 'n plek kom en vir die Here sê, Here, ek is verlore. Ek onthou, ek was 'n seun van Stad 5 in die stadsaal in Kreersdorp, toe Dominee Olbach daar gepreek het. Ek het met my skoolmaat saamgevat. Stadsaal is vol, die galery is vol. Baie keer doen ek dit nog vandag, en dan luister ek ou boodskappe van ou predikers. Ek doen dit met opset, ek wil sien, waar staan ek, wat verkondig ek, en wat het hulle verkondig? Is dit dieselfde boodskap? En weet jy wat, baie keer, dan kom daar trane in my oë, as ek in die motor ry, en ek die woord van die Here hoor. Ek wil jou aanraai, gaan luister weer 'n bietjie ou boodskappe van Dominee Olbach. Doen dit. Nou hoor jy, as ek so luister, dan sê ek, Here, hierdie man het 'n salwing op sy lewe. En ek sal nooit vergeet, as die uitnodigings kom,
Dan kom mense uit die galery uit, hulle loop hulle hy stadsaal voor het, hulle staan rye. Daar het my skoonpa, daai jare in die hervormde kerk was, uitgekom en daar het my skoonpa kragtadig tot bekering gekom op die ouderdom van 40. Hy was op die kerkraad, hy was daar adjunkhoof van die skool. Hy het openinge waargeneem, nog nooit tot bekering gekom nie. En op 48 kry hy hartaanval. En hy kom bys en is net daar dood. En ek het nog nooit iemand in 8 jaar geestelik so sien groei soos hy nie. Hy het die EG3 gedoen. Toe ek daar by die oggend van die begrafnis daar by die begrafnisondernemers is en hy's daar uitgelê en hulle kan hom kyk. Kom daar tannie en sy staan so en terwyl sy so staan sit sy hand op sy koue voorkop. En sy sê vir hom, dankie Ben. Die trane hardloop oor haar wange. Dankie Ben, ek sê vader, hoekom sê sy vir my skoonpa, dankie Ben. Want een middag laat het my pa hulle besoek in hulle huis, my skoonpa, en hulle na die Here toe gelei. Sy het gevoel ek moet vir hom kom dankie sê vir die laaste keer. Want hy het skielik, hy was nie siek nie. Net hartaanval gekry en is dood. Jy sien my vriend, jy sien broer en suster, dis daai krag van die Heilige Gees. As gevolg van dit, het my vrou, daar op Betjan, tot bekering gekom, toe die jeugkampe nog daar gehou is. En daar het ek haar ontmoet. En sy is nou vandag, oor die 40 jaar saam met my in die bediening. Verstaan jy iets van die krag van die Heilige Gees? Dis hoe die woord van die Here tot by hulle gekom het. Daar was 'n diepe oortuiging. En dan sê hy in die B-gedeelte van vers 5, hy sê met volle versekerheid. Hierdie is wonderlik, wat 'n versekering, volle versekering dat dit wat verkondig is die waarheid is, sal nooit vergeet nie. My skoonpa sê, Nardus, weet jy wat, ek het so baie gesels, ek van die werk afkom. Hy sê vir my, Nardus, toe ek daai eerste aand, daai boodskap hoor en ek stap daar uit, toe sê ek vir my skoonma, Hetta, dit wat ek nou hoor is die waarheid. Volle versekering, dit wat jy nou hoor is die waarheid. Daar waar jy sit in jou sitplek vanmôre, terwyl die Gees van God by jou kom pleit en by jou kom stilstaan, dit wat jy vanmôre hoor en gaan hoor is die waarheid. Daai oortuiging bring die Heilige Gees. Volle versekering. Die tweede is volle versekering dat my sondes vergewe is. En dat ek van die smalweg oorgegaan het na die nouweg en dat ek op pad die hemel toe is. 'n volle versekering dat my sondes vergewe is. Ek wil u vanmôre vra, is u wat hier sit, elkeen van u, het u die absolute sekerheid in die binneste, dat al jou sondes wat jy in jou lewe gedoen het, gewas is in die bloed van die lam, dat jy vergifnis van sondes gekry het, in hom het ons die verlossing, deur sy bloed, sê Efesiërs 1 vers 7, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade, vergifnis, absolute versekering, al my sondes is vergewe. Is al jou sondes vergewe. Ek vra nie, het jy gebid en gevra nie, ek sê, weet jy, het jy die versekering, my vriend, dat jou sondes vergewe is. Volle versekering. Volle versekering. En dan sê hy, vers 6, en met die blydskap van die Heilige Gees. Wat 'n verkondiging, en die krag van die Heilige Gees, volle versekering, en die derde ene, luister mooi, met die blydskap van die Heilige Gees. Ek hou dienste daar in 'n tent, in 'n klein myndorpie in Aggeneys, aan die kant Pofadder. Tent opgeslaan daar. Ek is alleen, ek werk daar, ek deel pamflette uit, slaan die kragwekkers op, alles groot markies tent, hou dienste. En daar kom mense die aand. Ek ken niemand daar nie, ek ken geen mens daar nie, van vooraf daar begin. En een aand terwyl ek oppak, die boeke oppak en goed oppak,
kom jy 'n kar aangery met twee. Ek sien die twee ligte, sommer is 'n groot oop stuk oor kan die volstasie wat daar is. Kom maar aangery. En hier sit twee vrouens, die een se naam onthou ek nog vandag, want ek het in my notas jare terug geskryf, Sanet Hannekom. En hulle kom terug. Die een is die personeelbestuurder, sekretaresse. Sy sê toe ek daar inry by ons hek, by die huis. Toe sê ek vir my skoonsister, weet jy wat, ek moes vanaand gaan agterbly het in daai tent, ek moes my saak met die Here reggemaak. Sy sê, weet jy wat, ek moes ook. Sy sê, kom ons draai om. Hulle draai om. Onder diepe sonde oortuiging, hulle draai om. En ek lei hulle na die Here toe. Ek sal nooit Sanet se gesig vergeet. Elke keer as ek dit daarna sien, die vrede, die blydskap van die Heilige Gees. 'n vrede, 'n blydskap, 'n opgewondenheid, my sondes is vergewe, my naam is in die boek van die lewe van die Lam, ek is op pad hemel toe. Vergifnis, blydskap van die Heilige Gees. My vriend, kan ek jou vanmôre vra, een van die belangrikste vrae in jou hele lewe, het jy die sekerheid, dat daar waar jy nou sit, oom, tannie, broer, suster, vriend, jongman, jong meisie, daar waar jy nou sit, as jy sterf, weet jy gaan hemel toe. Weet jy dit? Jy moet dit weet. Jy moet nie dink nie, jy moet nie hoop nie, jy moet nie raai nie, want dit het ek aan julle geskrywe wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, in Johannes 5 vers 13. Jy moet dit weet. Ek moet dit weet. Dis die verkondiging. Tyd gemaak dat ek nie by alles uitkom nie. Die tweede is die verandering. Is dit nie wonderlik nie, daar is 'n verandering in hierdie mense se lewe. En jy vind hulle som in die eerste paar verse, ek het nou met opset begin by die prediking, dit was ons maar hoe ons dit logies agter mekaar sit. Hy sê ons dank God altyd oor julle almal vers 2 en aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof. Die werk van julle geloof. Hoekom sê hy die werk van julle geloof? Want hulle geloof werk uit. Hulle geloof is besig. Jy sien baie mense sê, ek sê, ken nie die Here, weet jy waar gaan jy heen? Gaan jy die hemel toe of het jy die sekerheid gaan hemel toe? Hy sê, ek dink so, ek probeer so, ek hoop so, en dan die woord waarvoor ons die liefste is. Want as ons daai woord gebruik, dan kanselleer ons nou alles wat iemand dan sê, ek glo so. Ek glo so, sê die tannie vir my in die hospitaal, ek glo so. Ek sê tannie, dis nie ek glo so nie. Ek sê tannie, werk jou geloof uit. Het jy die versekering? Want die geloof sonder die werke is nutteloos. Kom ek verduidelik dit eenvoudig. Johannes die Doper het dit gebruik, Jesus het dit gebruik. En wat sê hulle vir ons? Hulle sê vir ons in Lukas 6 daarvan vers 44 tot 49. Hulle sê 'n boom ken jy aan sy vrugte. En as 'n boom nie goeie vrugte dra nie, is daai boom sleg. Die vrug sê vir jou wat se boom dit is. Hy sê want jy kan nie by 'n doringboom gaan vye kry nie en jy kan ook nie by 'n doringbos 'n tros druiwe kry nie. Wie van u gaan na 'n doringboom en u dink jy gaan 'n tros druiwe afsny? Wie gaan van u gaan na 'n doringboom en u dink u gaan vye pluk en vye konfyt kook? Wie? Niemand nie. Want die geestelike lewe maak ons so. Ons lewe soos ons wil. Maar ons dink ons gaan hemel toe. Maar ons dra nie die vrug wat by die bekering pas nie. Johannes die Doper het ons vir hulle gesê, dra die vrug wat by die bekering pas. En Jesus het dit self gesê. Vriende, dis eenvoudig. Kinders verstaan dit. Sondagskool kindertjies verstaan dit. Jy dra die vrug wat by die bekering pas. En as jy nie die vrug dra wat by die bekering pas nie, het jy nog nooit tot bekering gekom nie. Al sê jy het tot bekering gekom. Daar is een vers wat ek baie gebruik het toe ek jong was. Hy wat uit God gebore is, doen nie sonde nie.
Oor, sonderloos volmaaktheid. Nee, glad nie. Jy hoef nie bang te wees, ek sal nie sonderloose volmaaktheid preek. Wat sê daai teksvers? Iemand wat uit God gebore is, kan nie aanhou in 'n staat van doelbewustheid, willens en wetens sondige toestand. So ek het vir baie mense as hulle agterbly by 'n diens in my lewe. Ek dink nou aan welkom een keer in Virginia. 'n Man wat agterbly. Sê van waarmee kan ek jou help, wat jou behoefte? Hy sê ek sukkel met sekerheid. Hy sê ek sukkel om verlos te word van rook. Ek sê vir hom, luister. Toe jy nou gebid het, ek sê het jy al gebid? Sê, ja, ek het die Here al gevra, hy moet my verlos, hy moet my vrymaak. Ek sê toe jy gebid het, sê vir my net een ding. Gert, wat het jy met die pakkie sigarette gemaak? Was hy in jou bedlaai kassie by jou bed? Was hy in jou paneelkussie in jou motor? Of het jy hulle gevat nadat jy gebid het, hulle almal opgevrommel en aan die brand gesteek en gesê het, Here, ek het U gebid en gevra, vergewe my, verlos my, ek maak dit tot nul en ek breek met my sonde. Het jy dit gedoen? Nee. Ek sê, jy was nooit ernstig met God nie. Jy het dit nie bedoel nie. Jy het met God, verskoon my uitdrukking, gekyk of ek met God 'n deal kan aangaan. Ek wil met hom bargain. Verskoon, maar dit is hoe ons maak. Here, ek wil net hierdie dinge bietjie uitsorteer. Here, ek wil die hemel toe gaan, maar Here, ek wil nie my sonde los. Wat sê hy? Hulle geloof, hulle het die vrug gedra wat by die bekering pas. En dan sê ek vir mense, ek moet hulle saam bid. Ek sê vir mense, het jy tot bekering gekom? Almal sê, ja, ek het die Here aangeneem. Ek sê, waar het jy die Here aangeneem? Ek sê, daar. Ek sê, hoe lang terug was dit? Hy sê, 7 jaar terug. Ek sê, daar. Ek sê, nou bly jy saam met die vrou. Nou sê jy vir my, jy kan nie saam met die vrou bly, maar jy ken die Here al 7 jaar. Jy dra nie die vrug wat by die bekering pas nie. Ek dink daar is fout by jou bekering. Dit is mos eenvoudig. Hoekom maak ons dit ingewikkeld? Hoekom maak ons dit moeilik? Weet jy hoekom? Want die sonde in ons afvallige toestand in Suid-Afrika het ons gemaak dat ons nie meer nugter dink nie. En ongelukkig sommige van ons wat nog die evangelie ken en verkondig, het nou ook begin kompromie aangaan. En weet jy wat, vriende? Daarom kan die Heilige Gees nie in krag werk nie, want weet jy hoekom? Ons gaan kompromie aan met ware Bybelse beginsels. Hulle geloof werk uit. So dit, as jy nou verder gaan, dan sien jy, wat sê hy in vers 9? Want hulle vertel self van gaan ons, hier is die vrug, watter ingang ons by julle gehad het. Dis toe hulle nou in Handelinge 17 dae gepreek het, hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewendig, waaragtige God te dien, vers 9, hoe julle heel van julle afgode bekeer het. Hoe julle weggedraai het van julle afgode af. Maar vandag wil ons God en Mammon dien, ons wil 2 Here dien, ons wil die sonde dien en ons wil die hemel toe gaan, maar dit is onmoontlik, my vriend, jy gaan 'n verskriklike onnigtering kry. As jy dink, jy gaan so by die hemelpoort inglip, jy gaan nie inglip daar nie. Jy moet hier tot bekering kom, jy moet jou van jou sondes bekeer, jy moet wegdraai van die breë weg. Ek ry gister op pad, was net aan die ander kant Windburg, toe is ek op die motor op RSC, en ek hoor wat sê hulle, daar so advertensie is, eerste keer wat ek daai advertensie hoor, want ek luister deesdae baie min radio, want daar is nog nie eintlik veel wat jy daar kan hoor nie, is maar dieselfde ding en dieselfde ou verskonings wat almal doen, so ek raak nou moeg vir dit, so ek sit die ding af, en ek hoor hier is advertensie, dat 8 miljoen mense sterf jaarliks aan rookverwante siektes in die wêreld. 8 miljoen. 18 sê die persoon wat die advertensie lees. Wanneer hierdie advertensie, nou hoe lank is die advertensie? Partykeer 30 sekondes, 40 sekondes. Kom ons maak dit lank 'n minuut. 18 mense sterf in 'n minuut aan longverwante siektes. Aan rookverwante siektes. Is dit nie verskriklik nie? Ons is ontsteld en dit is sleg
oor die baie mense wat 100 of 200.000 mense wat sê dood is in die Oekraïne. Ons is verskriklik ontstel oor 40.000 mense wat dood is in Gaza. 8 miljoen mense sterf as gevolg van rook. 8 miljoen. En dan kom ons dan verdedig ons dit nog steeds. Wanneer bekeer ons van ons afgode? Weet jy hoekom kan u nie sekerheid kry van saligheid nie? Want jy bekeer jou nie van jou afgode nie. Jou rook en jou drank. En ons wil nie meer daaroor praat nie, want ons is bang die mense word kwaad. Maar nou intussen kom mense nie tot bekering nie. Wat is jou afgode? Is dit nie dalk pornografie nie? Is dit nie onreinheid nie? Weet jy wat? Ons het 'n verslaafde volk geword van onreinheid. En weet jy wat? Van geestelike leiers af regdeur. Ek kan nie vir julle sê hoeveel mense het ek al mee saamgebid. Van die geringste in 'n gemeente dwars deur by die kerkraad uit. Want ons is vasgevang. Ons word oorheers. En as jy jou deur iets laat oorheers, is jy slaaf daarvan. En dan sê hy, die arbeid van hulle liefde. Arbeid van hulle liefde, is dit nie wonderlik nie? Hulle liefde is arbeidsaam. Dis een van die wonderlikste gedagtes in die Bybel. Dis hoekom Paulus sê, die liefde van Christus dring ons. Want weet jy wat, waar liefde jou motiveer om vir die Here te werk en iets vir die Here te doen. Weet jy wat, dis nie dominee wat verwag nie, dis nie die kerk wat verwag nie, dis nie daai wat verwag nie, dis nie die kerk wat verwag nie, dis nie omdat ek 'n goeie boekies moet kom nie, laat ek my eie gewete sis nie, maar ek doen dit wat ek doen vir God se saak, want daar is 'n liefde wat my dryf. Liefde wat jou dryf vir die Here. En weet jy waar liefde jou dryf, maak jy nie sommetjies nie. Ek het weet so ver nou gery en soveel petrol gooi en dit my gekos en dat my gekos en hierdie gekos en weet jy wat, hierdie en daai. Ja, daar is verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid. Maar weet jy wat, as ek dit nou nie doen nie, dan gee ek ook nie om nie. Want die liefde dryf my. So daar gesprek met 'n paar geestelike persone, leiers. Nie 'n persoon haal op, hy sê, nee wat, weet jy wat, as ek in so 'n ooreenkoms gaan, sê, dan moet hulle alles vir my betaal. Jy weet, ek moet alles betaal, alles vir my. Sê ek vir hom, luister. Weet jy dat as jy iets begin soos ons begin het, is dit baanbrekerswerk. Ek sê, weet jy wat beteken dit? Jy offer op, en jy offer op, en jy offer op, want jy skep 'n infrastruktuur waar daar nie was nie. Ek sê, weet jy wat is dit? Ek sê, die liefde van Christus doen jou. Ek sê, 80% wat ek doen, weet die gemeente nie van nie. En van die opofferings wat jy maak, weet hulle nie van nie. En ek sal dit nie eers dit sê, wat ek nou hier voor u sê, vir my gemeente sê. Maar ek sê dit vir jou nou vanmôre hierso. Want nou is ek by 'n ander platform. Weet hulle nie een van nie. En weet jy wat, ek stel ook nie belang dat hulle moet weet nie. Want weet jy wat, ek het nog nooit vir die kerkraad gewerk, of vir 'n bestuur, of vir 'n raad, of vir een of ander instelling nie. Weet jy wie dwing en dryf jou? Die liefde van Christus. Ek wil vir hom werk, ek wil 'n geleentheid hê om die evangelie te verkondig. Ek wil by mense uitkom, ek wil by 'n verlore siel uitkom. Die liefde dring jou. Wat 'n verandering. Hulle geloof werk uit. Daar's arbeid van hulle liefde. Hulle liefde is arbeidsaam. Miskien is dit waar in u lewe. Dat jy jou eerste lief is. Liefde soos Openbaring 2 vers 2. Jy sê vir my Nardus, ek kan so duidelik onthou hoe die Here my siel uit genade gered het, hoe ek tot bekering gekom het. Die versekering my sondes vergeef. Die versekering dat ek die sekerheid het as ek sterf gaan ek hemel toe. Maar eers het ek agteruit gesak in my geestelike lewe. Vanmôre moet ek sê, soos Openbaring 2, ek
ek is ryk en ryk geword. Weet jy wat? Ek ken al die waarhede. Ek ken al die waarhede van die kerk. Ek ken die leer van die kerk. Ek ken alles van die kerk. Maar weet jy wat? Ek is vanmôre het ek my eerste liefde verloor. My eerste liefde verloor. Hier diep binne in my kort iets. Ek het 'n aanraking van God nodig. Ek lees nou Dr. A.W. Tozer sê, nothing can replace the touch of the master. Toe ek nou punkte voorberei vir die radio, toe lees ek dit. Niks kan die aanraking van die meester vervang. Niks. Daar in jou diepste wese, in jou gees, kan niks daai aanraking vervang nie. En dan die leidsaamheid van hulle hoop, vers 3. Wat sê dit vir ons? Kom ons kyk, waar is die tyd? Ek wil nie nou lang besig hou nie, dan kom jy nie vanaand nie, en ek wil jou nie daai verskoning gee nie, né? Ja, nee, ek wil jou glad nie daai verskoning. Goed, die derde een is, die leidsaamheid van die hoop. Wat is hierdie? Hierdie is 'n letterlike woord in oorspronklike taal. Patience, nie net patience nie, endurance in Engels, geduld, volharding, en dit beteken letterlik onder abnormale druk op te staan en te bly hoop. En hier kan jy dink die verskriklike abnormale druk, hulle is vervolg ten bloede toe. En Paulus moes vir sy lewe gevlug het, hy moes uit die stad Thessalonika uitkom, hy moes Berea toe gaan, en hulle sleep hulle daar voor die gereg. En hulle wil hulle in die tronk stop. En te midde daarvan, van hierdie vervolging, staan hierdie gemeente op onder hierdie druk. En hulle het hoop. Dat hierdie evangelie boodskap, weet jy wat, die hele provinsie Macedonië sal bereik. Leidsaamheid van hulle hoop. Deur al die toetse, deur al die beproewings, het hulle aangegaan. Kom ons sluit af met die laaste een. Hulle het voorbeelde geword. Vers 7. Volgelinge, navolgers beteken dit eintlik. So jonk as wat hierdie gemeente was, het hulle voorbeelde geword. Voorbeelde in leer, dit wat Paulus geleer het. Voorbeelde in gedrag, dis wat dit hier beteken, soos Paulus geleef het, en Timoteus en Silas. En hulle het voorbeelde geword, om ook soos Paulus en Silas, en Timoteus die evangelie te verkondig. Sjoe, wat 'n gemeente. Noem eens Johan, elke predikant het 'n droom om so 'n gemeente te hê. Dis 'n droom. En dit gebeur baie keer wanneer mense jong tot bekering kom en daai vuur van hulle eerste liefde. Dit is wat Paulus hier beskryf. Hy sê, weet jy wat, julle die woord van die Here, die krag van die Heilige Gees ontvang. Hy sê, nou word julle voorbeelde. Voorbeelde wat ons geleer het, voorbeelde van hoe ons leef julle ook, voorbeelde om die woord van die Here te verkondig. Want die Bybel sê, hulle het voorbeelde geword, in hulle werk, in hulle arbeid, in hulle leidsaamheid, voorbeelde geword van versekering, volle versekering. Wat 'n wonderlike groep mense. Dis kan niks anders beskryf word as hierdie kragdadige, wonderlike bekering wat die Bybel noem. Jy's weergebore, jy's uit die Gees van God gebore, hy het jou verander, hy het jou nuut gemaak, hy het jou 'n nuwe skepsel gemaak. En dan kry jy Galasiërs, verwonder my, as julle so gou afvallig geword het. Hulle lewens, luister mooi, hulle lewenswandel het 'n besprekingspunt geraak. Hulle vertel aangaande ons, vers 9. Hulle vertel aangaande ons, wat se ingang ons by julle gehad het. Weet jy wat, nou in die hele provinsie van die Vrystaat, in die hele Gauteng, vertel hulle oral vir die mense, hoe wonderlik dit in hierdie gemeente is, en wat het die Here hier gedoen, is dit nie wonderlik nie? En dis nie net hulle wat nou voorbeelde word, en hulle wat getuig nie, die mense wat met hulle in aanraking kom, wat nie die Here ken nie, sê, weet julle wat het gebeur in Thessalonika? Dit en dit en dit het gebeur. Voorbeelde. En van julle af, het die woord van die Here weerklink, vers 8. Want van julle uit het die woord weerklink, nie alleen Macedonië nie,
En dan ga jy nie, maar luister mooi. Maar ook op elke plek van die woord van God. Weet julle wat, dis nie nou meer net die Gauteng nie. Dis nou die Vrystaat, dis nou die Kaap, dis nou die Noord-Kaap, dis nou Natal. Oral hoor die mense wat het God gedoen. Is dit nie wonderlik nie? Weet jy wat hierdie woord weer klink? Gister toe ek nou terug hiernatoe ry, ons het daar so op 'n plot groot geword, tot ek so tot 5 was, so gaan ons na die myndorpie toe, daar by Modderfontein. En toe ry ek nou daar om, want voor ons huis was 'n verskriklike groot klip, baie groot klip. Ek wil hom gaan afneem, ek wil kyk of ek hom eers op 'n dag iemand my kan help, dat ek hom kan oplaai, ek wil hom by die kerk sit en ek wil 'n teksvers op hom sit. Dit is baie groot, so 1,5 meter by meter en omtrent 'n meter hoog. Jy kan as 'n kind, ons het baie kinders bo op hierdie klip gesit. En toe het ek nou daar verby gery en dit weer herleef en ek het gekyk na die omgewing, die huis is plat, daar is niks nie. En ons het gedink is 'n groot berg, maar dit is 'n groot sterk heuwel, maar is nie 'n berg nie. Aan die ander kant is hy skerp af. En ons as kinders het altyd daar op gegaan, ek en my broers, dan gaan ons daar bo op, dan maak ons groot klippe los. Dan skud ons hulle so en dan stoot ons hulle af. Dan rol hulle so af. Daar onder in die valletjie. Maar ons is ook lief geweest om daar te staan en sê ons, hallo! Dan is daar echo. Dan hoor jy, hallo! Dis die Griekse woord hierso. Hy het weer klink, hy het ge-echo. Hoe gaan dit? Hoe gaan dit? In Thessalonika. Bekeer julle! Bekeer julle. Draai weg van julle afgode! Draai weg van julle afgode. Paulus sê, van julle het dit wat ons aan julle verkondig het, weer klink, ge-echo in hierdie provinsies, in hierdie wêreld. En mense hoor die evangelie. Hy het weer klink. En ek hier vanmôre vra. Ek is klaar. Want ek wil vanaand begin met jou gesels oor die gees van die mens. En dan die siel. Aan die liggaam en die oorgawe en ek bid daarof kan ek hulle in een maak en afsluit. Vir iets van die proses van heiligmaking verduidelik. Maar vanmôre het ek 'n verskriklike las op my hart. Ek is bekommerd, hier sit iemand, die 70, 60, die is 50 jaar oud. En as jy vanmôre sterf, gaan jy nie in die hemel wees nie. Ek is bekommerd. Ek is bekommerd oor 'n jong seun en 'n jong meisie. Dat as jy vanmôre sterf, is jy nie seker, jy gaan in die hemel wees nie. En ek wil vir jou bid. Nou kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Kom ons maak ons harte stil. Buig jou hoof. Want weet jy wat, ons is nou soos op die drempel van die ewigheid, hier op die drempel van die ewigheid. En daar waar jy vanmôre sit, sê jy vir my Nardus, weet jy wat, ek is nie seker. Ek is nie seker nie, ek is ook nie doodseker. Dat ek, as ek sterf, hemel toe gaan en my saak met God reg is. En weet jy wat? Ek het daai sekerheid. In my lewe ook gehad. Maar weet jy wat? Ek het my eerste liefde verloor. En ek wil vanmôre 'n gebed afsluit en ek wil vir jou bid. En wat ek vir jou dalk nou vra is vir jou vreemd, dalk is dit nie, maar daar waar jy sit, sê vir my, bid vir my, ek het die Here nodig. Hy het met my gepraat. Sê jou hand opsteek en laat sak en ek en die Here sal dit sien. Is daar so iemand? Steek jou hand op. Daar waar jy sit. Is daar so iemand? Moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie. Steek net jou hand op. Is daar so iemand? Sê ek wil sekerheid. Dankie. Dankie. Nog iemand? Kom ons begin. Nog iemand? Dankie meneer. Die Here sal jou eer. Dis nie 'n skande nie, dankie dame. Die Here sal jou eer. Is glad nie 'n skande nie, is 'n voorreg. Is daar nog iemand? Sê bid vir my. Bid vir my. Gaan die laaste keer, gaan nie aanhou nie. Maar gaan jy nog eenmal vra? Ek sit in bed aan. En nou is minimaak 'n uitnodiging.
En hy sê, okay, nou is dit klaar. En hy sê, nog iemand. En ek steek my hand op. Hy sê, eintlik die mense wat nou opgesteek het, nie bedoel nie, maar weet jy wat, ek het die prys so bereken, ek het dit ernstig bedoel. En nou gaan ek vir jou ook so 'n kans gee. Dalk is jy so skaam gewees soos ek. Is daar nog iemand wat sê, Nardus bid vir my? Steek jou hand op. Is daar so iemand? Dankie dame, ek is bly ek het vir jou gewag. Nog iemand? Ek wonder of kan ek hier iets vra. Is glad nie om jou te verneder nie. Is glad nie om jou in 'n verleentheid te bring nie. Maar ek wil na die tyd saam met jou bid. En om saam met jou te bid, moet jy my help, want die mense drom nou nog gaan hulle uit daar by die deure. En ek wil jou vra, jy het jou hand opgesteek het, ek gaan vir jou bid, maar wil jy nie in hierdie ry hier voor agter die orgel kom sit nie? Wat die hand opgesteek het, staan op. Ek gaan hier voor kom staan. Net om jou 'n bietjie moed te gee. Dan kom staan jy, sit jy in hierdie sitplek en dan gaan ek vir jou bid en dan gaan ons vir jou help. Nie wat die hand opgesteek het. Sal jy kom, net opstaan daar waar jy is. Dan kom sit jy hier in hierdie voorste bank. Dis reg, kom maar. Moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie. Ek gaan 'n tydjie vat om vir u die weg mooi te verduidelik en u te help met die geestelike behoefte. Kom, ek gee vir u nog 'n kans. Kom maar, neem vrymoedigheid. Staan maar net op, die mense sal vir jou plek maak en dan kom sit jy hier. Dis dalk vir jou baie vreemd, jy ken dit nie. Dis reg, dame. Die Here sal jou seën en hy sê het 'n eerlike hart lief. En hy sê vir ons, as ons ons skaam voor die mense, sal hy ons skaam voor sy Vader. En ons moet daai stap neem na hom toe. Nog iemand, u kan maar kom. Dis reg. Die Here sal u seën. Ek is nie iemand wat sal aanhou en aanhou nie, maar ek moet u help en vrymoedigheid gee. U sit net daar en vir my gaan dit nie oor 'n werk nie, gaan oor 'n roeping. Ons is met ewigheidsake besig. En ons is met ewigheidsake besigheid. Is dit die belangrikste in die lewe van 'n mens? Vader, baie dankie dat ek vanmôre voor u kan buig en vir hierdie persone kan bid wat die hand opgesteek het en hulle wat hier kom sit het. Ek weet dit kos iets, dit kos 'n prys. Maar my gebed is vanmôre, Here, u wat sê dat u 'n eerlike hart liefhet, dat u in u groot genade op 'n wonderlike manier in hulle hart en hulle lewe u wonderdade tot stand sal bring, net soos daar in Thessalonika. En Here, ons wat nou op twee gedagtes hink, gee dat ons u sal soek totdat ons u sal vind. En ons wat op die plek is waar u ons wil hê, help ons om te bid in hierdie dae, ernstig. Help ons om mense te nooi. Help ons om die aangesig van die Here te soek. En ons sal u daarvoor dank. Ek gaan nou vanmôre net die diens anders afsluit. Dame, ek is nou jammer, julle het 'n slotlied. Ek gaan nou net die seën uitspreek. Gaan julle saggies uit, julle gaan daar lekker tee en koffie drink. En dan, as die Here ons spaar, is ons vanaand 6 uur bymekaar, in die week 7 uur. En mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die wonderlike gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly, totdat Jesus kom.